Koninkrykstyd is die langste seisoen van die kerklike jaar en dit volg op Pinkster. En hierdie Koninkrykstyd fokus ons op ons roeping om disippels van die Here te wees in hierdie wêreld waarin ons leef. Hoe kan ons God sigbaar maak in die wêreld waarin ons leef? Die liturgiese kleur vir Koninkrykstyd is groen. En groen simboliseer groei, lewe en ook hoop. En daarom is dit nie toevallig groen nie. Vra vir my om vir ons die klok te lei, sodat ons mooi stil kan word. Kom ons buig ons hoofde vir die voting en die seëngroet. Daarna terwyl ons steeds bly sing ons Gesang 15:9, wees stil en weet, ek is die Here. Loof die Here o my siel. Here my God, U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Genade en vrede vir ons van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Oh
Vir die wil van die Here vanmôre kyk ons na die tema. Dis makliker om iets te sê as om dit te doen. Dis makliker om geloofsuitsprake te maak met die mond. Dis baie moeiliker om dit te doen. Ons Here Jesus Christus het byvoorbeeld nie net gepraat oor die liefde nie, of oor diensbaarheid nie. Hy het dit altyd in sy doen en late sigbaar gemaak. So het hy eendag by die tafel waar hulle aangelê het vir ete opgestaan, 'n doek gevat en hom vasgebind om die disippels se voete te was. Want daar was nie 'n slaaf om dit te doen nie. En Jesus was bereid om ook die werk van 'n slaaf nie net te praat nie, maar dit te doen. En daarna sê hy, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, sodat julle net soos ek aan julle gedoen het, ook aan mekaar kan doen. Dit is inderdaad maklik om te sê dat ons Jesus Christus volg. Dit is moeiliker om daardie voorbeeld elke dag uit te leef. Dit is maklik om die liefde van die Bybel en die woord van God te verkondig. Dit is egter moeiliker om daardie liefde uit te leef teenoor ander mense, veral as hulle anders as ek dink, veral as hulle anders as ek lyk, veral as hulle anders as ek leef. Dit is maklik om van vergifnis te praat, maar dit is moeilik om te vergewe as iemand iets teen my gedoen het. Dit is maklik om oor eenheid te praat, maar dit is moeilik om die mure wat tussen ons en ander is, met hand en tand af te breek. Petrus het byvoorbeeld met oorgawe bely dat hy glo in Jesus Christus. En wie glo jy? Wat glo jy? Ek glo in Jesus Christus, maar later geworstel om sy eie voordele prys te gee, om daardie geloof nie net te praat nie, maar te leef. En so worstel ek en jy ook maar. Ons weet wat reg is, ons kan baie goed daaroor praat en redeneer, maar dit is vir ons moeilik om dit te leef. Daarom herinner Jesus ons dat ware disippelskap nie net in woorde gehoor word nie, maar dat ware disippelskap, ware volgelingskap van die Here in ons dade gesien word. Jesus sluit sy onderrig af met hierdie opdrag. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek, dis nou Jesus, julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle liefde onder mekaar het, sal almal weet dat julle my disippels is. Mag ons daarom nie net hoor wat Christus sê nie, maar mag ons ook doen wat hy ons geleer het. Want dit is die wil van God, ook vir my en vir jou. Kom ons staan en sing ons 'n loflied saam, Gesang 303, strofe 1 tot 3, loof die Here al wat lewe. Oh
so vinnig is, en nou moet ek ook vir julle sê, julle het goed bygehou hier. Dis net goed, daar is die 4de vers. Dan dink ek soos asem op kom uitgelees het, was wonderlik, loof die Here al wat die lewe. Die verhaal van Moses is nie in die eerste plek 'n verhaal oor die groot en die wonderlike leier wat Moses was. Inteendeel, die verhaal van Moses is eerder 'n verhaal van hoe groot God in die lewe van 'n mens kan wees. Wanneer God Moses as mens roep, reageer Moses nie in die eerste plek met entoesiasme nie. Hy is nie opgewonde as die Here hom roep en kyk waar kan hy begin nie, hy maak verskonings. Daar is 5. Ek is nie goed genoeg nie, sê hy. Ek ken God nie goed genoeg nie. Ek is bang die mense gaan my nie glo nie. Ek het 'n swaar tong, ek kan nie goed praat voor mense nie. Stuur liewer iemand anders wat beter is as ek. Agter elke verskoning van Moses lê daar menslike onsekerheid. Daar lê vrees. Daar lê die gevoel dat ek as mens nie goed genoeg is nie. Tog probeer God hom nie na elkeen van hierdie argumente oortuig dat hy as Moses goed genoeg is nie. God antwoord hom elke keer: ek sal nogtans saam met jou wees. Vandag kom ons by Exodus 4, waar God 'n eenvoudige, maar 'n belangrike vraag vir Moses vra na een van sy verskonings. Moses vra vir hom: wat het jy in jou hand? Dis egter nie net 'n vraag wat 1250 jaar wat gelede aan Moses gevra word nie, maar ook vir elkeen van ons. Wat het ek en jy in ons hand? God begin baie dikwels nie met wat ons nie het nie, maar met wat ons reeds het. Dit is 'n bietjie anders as ons. Ons as mense begin altyd met dit wat ons nie het. Dit wat ons skop, dit wat ons nog moet kry. God sê nee, begin met wat jy het en werk van daar. Exodus 4 vers 1 tot 9 in die 2020 vertaling van die Bybel lees soos volg. Hierop, dit is nou op God wat vir Moses roep, het Moses geantwoord en gesê: maar as die Israeliete my nie glo nie, en hulle nie na my luister nie, wat dan? As hulle dan sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Die Here sê toe vir hom: wat het jy daar in jou hand? Hy antwoord: 'n staf. Die Here sê: gooi dit op die grond. En toe dit op die grond gooi, word dit 'n slang. En Moses het daarvoor teruggeduis. Die Here sê vir Moses: steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. En ons moet mooi luister wat hier staan. Gryp dit aan die stert, ons gaan later 'n bietjie hieroor praat. Moses het sy hand uitgesteek en dit gegryp. Toe word weer 'n staf in sy hand. Dit is sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob aan jou verskyn het. Die Here het weer vir hom gesê: steek jou hand in die vou van jou kleed. Hy druk toe sy hand in die vou en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats, soos sneeu, vol sweet. En daarom sê die Here: steek jou hand weer in die vou van jou kleed. Hy het weer sy hand in die vou gesteek en toe hy dit uit die vou uittrek, was dit weer soos die res van sy liggaam, met ander woorde gesond. As hulle jou nie glo nie, en nie aandag gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo.
as dit dalk gebeur dat hulle selfs hierdie 2 tekens nie glo nie en nie na jou stem luister nie, skep dan van die Nyl se water en gooi dit uit op die droë grond. Die water wat jy in die Nyl geskep het, sal bloed word op die droë grond. Ek lees vir ons tot sover. Kom ek sê dit maar baie eenvoudig en dan wys ek ook nie vinger na myself of iets anders. Die mens is maar 'n baie interessante wese. Wanneer iemand ons iets vra om te doen, iets waarvoor ek nie kan sien nie, dan dink ek het altyd baie goeie verskonings om dit nie te doen. Eintlik begin ek al van kinderdae. Die kindertjies leer al 'n verskoning te maak. As ons hulle gevra het en hulle iets nie gedoen nie, dan sal hulle sê, ek het vergeet. Of ek het nie geweet nie. Of my maatjie maak dan ook so. En dit hou nie op as ons groter word en nie kinders is nie. Ons dink dat ons verskonings raak meer aanvaarbaar, omdat ons net daaraan gewoond geraak. Ons sê, ek kan nie, want ek is eintlik nie die regte persoon. Eintlik is ek baie besig, ek het nie genoeg tyd nie. Eintlik is daar mense wat baie beter as ek kan doen. Miskien sal ek eendag daarby kom. Ek het al genoeg gedoen, het ek baie gehoor in die kerk. Dominee, ek het al genoeg gedoen, ek het my kant gebring. Ek is oud, en anders sê weer, ek is te jong. Kom ons word vanmôre vreesloos eerlik. Ons almal ken verskonings, en daarom verstaan ons Moses se verskonings baie goed. Toe God hom by die brandende doringbos roep, spring Moses nie van opgewondenheid en vra, Here, dis so gaaf dat U vir my vra om vir iets te doen. Wat kan ek doen? Hoe moet ek dit doen? Wanneer moet ek dit doen nie? Hy begin redeneer. Hy begin vra. Hy begin verskonings doen. So het ek ook al oor die jare geleer, dat as ek vir iemand iets vra om te doen, genoeg moed by mekaar skraap en iemand tog vra om 'n ding te doen, en hulle begin met argumente, dan weet ek waar ek gaan uitloop. En as daai argumente oorgaan en ek kom vra, dan weet ek, hier kom 'n klomp verskonings. Moses se eerste verskoning is, hier is ek is nie goed genoeg nie. Die tweede een is, ek ken U nie goed genoeg nie. Ons sou vandag sê, nee, ek kan dit nie doen nie, want ek ken nie die Bybel goed genoeg nie. En nou kom ons by die derde verskoning. Dit help nie, ek gaan dit doen die Here, want die mense gaan my nie glo nie. Dis 'n eerlike argument. Moses dink nie net aan die Farao nie, hy dink ook aan die mense, die volk, sy eie mense. 40 jaar van tevore moes hy uit Egipte uitvlug. Hy het as prins groot geword, maar hy het sy volk agtergelaat. En nou moet hy teruggaan en sê, die Here het my gestuur na julle toe. En daarom is dit verstaanbaar as hy so vra, wie sal my glo, wie sal my vertrou, wie sal my volg? Eerlik, ja. As ons eerlik met onsself moet wees, is presies dit ook ons verskonings, ons vrae en ons argument. God roep my dalk nou nie om die volk weer te lei iewers heen. Maar hy roep elke gelowige om elke dag, daar waar jy is, jong of oud, ryk of arm, die koninkryk van God te getuig. Hy roep ons om daar waar ons elke dag is, die liefde van God uit te leef teenoor God en teenoor ander mense. Hy roep ons om te gee. Hy roep ons om mense na Jesus toe te lei, vir hulle van die Here te vertel. Hy roep ons daagliks nog om
in die kerk deel te wees van die bediening en die diens van die koninkryk. En dan begin ons verskonings. Here, ek ken my Bybel nie goed genoeg nie. Ek is te oud, ek is te jong, ja, ek het nie tyd nie. Ek weet nie hoe om saam met ander mense te werk nie. Daar is ander wat dit beter as ek kan doen. Die wonderlike van hierdie gedeelte is dat God Moses nie veroordeel omdat hy bang is. Moet dit mooi hoor. Dis die wonder van hierdie verhaal. God oordeel hom. God neem, inteendeel, sy vrese en sy verskonings baie ernstig op. En hy antwoord elke een daarvan. Maar hy antwoord op 'n manier wat Moses nooit sou verwag het. En natuurlik sou jy my kon help om nog baie ander verskonings vanmôre hier op te skryf op my preek. Dalk jou eie verskonings wat jy nou in die spieël raak sien terwyl jy daaroor dink. Dit is baie interessant om op God se reaksie op die mens se verskonings te fokus. God reageer nie deur om vir Moses goed te praat nie, vir Moses te vertel hy is eintlik goed, oulik en bekwaam nie. Hy vra hom, wat is in jou hand? En dit klink na 'n vreemde vraag. God weet mos wat Moses vashou. Maar die vraag is nie sodat God 'n antwoord moet kry op wat Moses se antwoord se hand is nie. God weet. God vra die vraag sodat Moses net 'n bietjie mooi moet dink oor wat in sy hand is. En natuurlik vra God hierdie vraag simbolies. Dit gaan nie oor daardie letterlike staf nie, maar dis waar hy begin. Daardie letterlike kierie. Moses moes seker afgekyk het. Dalk 'n bietjie in skaamte, en dalk was hy ongemaklik oor God se vraag daar in die doornbos en sy antwoord was daar kort af. 'n Kierie. Kan God dan nie sien dis 'n kierie nie? Dit sal ons nou nie kon help vir wat hy moet gaan doen nie. Vir 40 jaar was hierdie kierie in Moses se hand sy nek gesel. Daarmee het hy die skape gelei. Daarmee het hy oor bergagtige en klipperige terrein geleun en gestuur om vorentoe te beweeg. Daarmee het hy wilde diere weggejaag van die skape af. Daardie kierie het met tyd so deel geword van Moses se lewe dat hy dit nie meer raak gesien het. Dat hy nie besef het hoe spesiaal daardie kierie in sy lewe is. En dis presies wat met ons gebeur. Omdat ons so fokus op dit wat ons nie het nie, sien ons nie raak wat ons het. En as ons net ook eers weer 'n bietjie afkyk en die kierie in ons eie lewe raak sien, dit wat ons het, sal ons begin sien dat God eintlik lankal oor jare vir ons genoeg gegee het om aan te gaan met waarvoor hy ons roep. Om hierdie oomblik reg te verstaan, moet ons ook terugkyk in Moses se lewe. Die eerste 40 jaar was hy 'n prins in die Egiptiese koning, die farao se paleis. Hy het die beste opleiding ontvang oor die wêreld in daardie tyd kon bied. Hy het die paleis goed geken, hoe dit werk. Hy het die politiek van daardie wêreld uit sy kop uit verstaan. Hy het geleer hoe 'n groot klomp mense se bestuur werk. Hy was 'n gerekende administrateur. Hy het vergeet, toe die Here hom roep, dat hy al daardie kuns gaan nodig het om die volk Israel deur daardie woestyngebied te lei. Hy het dit reeds in sy hand. Toe verander alles. Hy slaan die Egiptenaar dood,
hy moet vlug vir 40 jaar verdwyn in 'n woestyn, die woestyn van Midian. As iemand hom gevra het, wat van sy lewe geword het, sy waarskynlik gesê, was eers iemand, en nou is ek niks. Ek loop voor skape uit in 'n woestyn, vir 40 jaar. Maar weet iets, dis deur daardie selfde woestyn wat die Here sy volk gaan lei, wat Moses die leier gaan wees. So hy het nie niks in daardie tyd in die woestyn nie. Hy het die kennis, 40 jaar se kennis, van daardie woestyn waar die volk Israel gelei moet word. Ek dink baie van ons kyk verkeerd na ons eie lewe. Ons kyk na wat ons nie het nie, en ons dink sekere jare in ons lewe is vermors. Ons dink sekere ervarings wat ons deurgemaak het beteken niks. Ons dink ons mislukkings het ons verder van God af gedryf. Maar God mors niks. God gebruik alles. Selfs daardie wagtye in ons lewe. God gebruik selfs daardie woestyntye van ons lewe. God gebruik ons teleurstellings van die verlede. God gebruik ons mislukkings van die verlede om ons te roep vir waarvoor hy ons wil stuur. Die hervormer Johannes Calvin maak vir my 'n pragtige opmerking oor hierdie gedeelte. Hy sê God kies doelbewus iets wat vir Moses heeltemal gewoon en alledaags is. Moses het gedink, daar's geen krag in sy kierie. Die wonder het nie gelê in die stuk hout nie, die wonder het gelê in die God wat dit gebruik in sy lewe. Calvin sê God werk sodat die eer van die wonderwerk aan God behoort. Moses moes leer dat sy roeping nie op eie vermoë of op sy eie kierie rus nie, maar op die Here wat hom stuur. En is dit nie waar ons fout nie? Ons dink ons het iets buitengewoons nodig voordat ons vir die Here gebruik kan word. Ons dink ons het baie meer kennis nodig. Ons dink ons het meer geld nodig. Ons dink ons moet jonger wees of ons moet ouer wees. Ons dink ons moet meer selfvertroue hê om vir die Here te kan werk. Maar God begin by 'n gewone mens. Hy begin by dit wat reeds oor die jare in ons hand geplaas is. En dan gee God vir jou en my 'n opdrag vir almal van ons. En ek sê weer, en ek sê dit onomwonde, God gee vir niemand die opdrag om niks te doen. Dan roep God ons. Gooi daai kierie op die grond. Daai kierie verander in 'n slang. En ek giggel as ek sien hoe Moses weggaan, want ek sien myself as dit moes gebeur, want ek hou ook nie van 'n slang. Ek glimlag. Die groot leier van Israel is toe ook 'n bangheid. Die Bybel probeer nooit om geloofshelde groter te maak as 'n mens. As 'n gewone mens. Moses is bang. Net soos ek en jy op 'n tydjie bang is vir wat voor ons lê. Maar dan sê God vir Moses 'n snaakse ding. Vat die slang aan sy stert. En dit klink dalk nie vir ons snaaks nie, maar as jy iets weet van slange vang, of van op 'n plaas groot word waar daar meer slange was, is jy vang nie 'n slang aan sy stert nie, jy gaan tweede kom. As jy 'n slang wil vang, vang jy hom agter sy kop. Dis al hoe jy kan sê op 'n slang. God vra nie vir Moses om op sy ervaring te vertrou nie, hy vra geloof.
En toe Moses gehoorsaam is, verander die slang weer in 'n kiel, die Moses hom optel. Baie Ou Testamentiese wys daarop dat die slang die simbool is van die farao. Die van ons wat al prentjies gesien het van ou Egipte en die farao en die prinsesse sou gesien het, daar is 'n kapel, 'n koperkapel op 'n slang op die kroon van die farao. Maar voordat Moses voor die farao verskyn, wys God reeds dat selfs Egipte se grootste mag onder sy beheer is. Wat vir Moses onmoontlik lyk, is nie vir God onmoontlik. God gryp die farao sommer aan sy ster. Hoe dit ons gebeur het nie ook in ons lewe. Ons kyk na ons toekoms en ons sien net slange. Ons kyk na ons of ons iets anders het. Ons kyk met onsekerheid. Ons kyk na die ekonomie. Ons kyk na ons gemeente en die kerk rondom ons. Ons kyk na die natuurrampe wat ons land tref. Ons begin nou al waai oor El Nino wat vir ons in die volgende seisoen droogte gaan bring. So as dit nie dan al genoeg gaan wees nie, waai ons sommer nou al daaroor. Ons kyk na die oorloë wat rondom ons woed. Wat van daai emosionele, spirituele oorloë wat die binne my doen, die slange binne my. Wat het jy nou aan? God wat dit gebruik. En dan volg die tweede teken. Moses steek sy hand in die kleding en as hy dit uittrek, is dit vol seer. Hy steek dit weer terug en as hy dit uithaal, is hy gesond. Jy sien die wonderwerk raak my persoonlik. Skuif nou van die farao daar af hier na Moses self. Die eerste teken het gegaan oor iets in Moses se hand. Die tweede teken gaan oor Moses se hand. God wys daarmee dat sy mag nie net oor dinge strek nie. Hy wys dat sy mag ook oor mense strek. Die hand wat die staf vashou. Hy is ook Here oor ons swakhede. Hy is ook Here oor ons broosheid. Hy is ook Here oor ons herstel. Die Ou Testamentikus Terence Freitag, 'n Amerikaans-Lutherse teoloog, maak hier 'n baie mooi opsomming. Hy sê God probeer nie bloot Moses se twyfel stil maak nie. God ontmoet sy twyfel. God neem Moses se vrese ernstig op en antwoord dit met sigbare tekens wat sy teenwoordigheid in sy lewe demonstreer. Hy gee vir Moses tasbare herinnering dat hy saam met hom sal wees. Ons kan nou vanaf sê, God het nog nie vir my so 'n teken gegee nie. Hy het die kruis. Die kruis is die grootste teken wat ek het dat God met my is. Hy het vir my sonde gesterf. Die graf, die opstanding. Daar is soveel tekens, ons mis dit net want ons is dit so gewoon. En dan moet God 'n derde teken. Water uit die Nyl sal bloed word. Vir die Egiptenare was die Nyl lewe. Alles het om die Nyl gedraai. Hulle oeste, hulle ekonomie, hulle reiniging, hulle toekoms, hulle alles. En God sê, selfs dit waarop mense op die aarde hulle grootste vertroue plaas, is binne my mag. Wanneer ons die 3 tekens saam lees, sien ons eintlik die pragtige beweging in hierdie teks baie mooi raak. Die eerste teken gaan oor dit wat Moses in sy hand het. Daar. Die tweede teken gaan oor sy eie hand, hier. Die derde teken gaan oor die wêreld waarin hy leef. Met ander woorde,
God is Here oor dit wat ek besit. God is Here oor wie ek is. God is Here oor die wêreld waarin ek leef. En dan besef ons dat die belangrikste vraag van hierdie gedeelte nie eintlik is of Moses bekwaam genoeg is nie. Die vraag is of Moses bereid is om dit wat hy reeds uit God se hand ontvang het, weer terug te plaas in God se hand deur God se roeping te leef. En dieselfde geld vir ons. Ons leef maklik met verskonings oor dit wat ons nie weet nie. As gemeente wens ons altyd ons is groot. Ons wens altyd ons geboue se herstel is beter. Ons wens altyd ons het meer jong mense. Ons wens altyd ons het meer geld. Ons wens ons het altyd meer tyd. Ons wens ons mense wil altyd meer betrokke wees. Dis alles oor wat kort ons. Maar wat het ons gewees? Hier aan Calvin vra dan ons om die tekens mooi saam te lees. Calvin herinner ons daarom dat God gewone mense en gewone dinge en gewone gemeentes gebruik. Ons gemeente hoef nie massief te wees nie. Hy hoef nie 3 blokke se parkeerterrein te hê nie. Hy hoef nie glasdeure te hê nie. Hy hoef nie 3000, 5000, 8000, 10000 lidmate te hê nie. Hy moet net beskikbaar wees vir die werk van die Here. Vrydag herinner ons weer daarom dat God nooit roep sonder om ook sy teenwoordigheid vir ons te gee nie. Al is jy hoe gering, al is jy hoe klein, al is jy hoe trieksig, al het jy ook so mens wat jy dink. Die een beklemtoon God se krag en die ander een God se nabyheid. Al het ek niks en ek sit daar langs die pad, kan ek nog steeds vertel van die liefde van God wat vir my gesterf. Wanneer ons daardie 2 werklikhede saam hoor, verstaan ons die Here se vraag baie beter. As hy vir my en jou vanmôre vra, wat het jy in jou hand? Dis nie 'n vraag waarop God nie antwoord ken nie. Dis 'n vraag waarop ek en jy ons oë toegemaak het omdat ons al te gewoon geraak het aan wat ons het. Die gewone in ons hand word buitengewoon wanneer dit deur die God van die brandende doornbos aangeraak word. Miskien is dit vanoggend die vraag waarmee ons huis toe moet gaan. Nie, waarom kan ek nie? Nie, waarom is ek nie soos iemand anders nie? Nie, waarom het ek nie meer nie? Maar, Here, wat het U reeds in my hand geplaas? Kan ek vir u vertel wat besef ek is een van die kosbaarste dinge wat die Here vanmôre in almal van ons hand geplaas het? Asem. Asem, ons al asem. Ons lewe nog. Is ons dan nog bereid om dit aan die Here terug te gee? Wanneer gewone mense hulle gewone lewe in die hand van God plaas, gebeur daar dinge wat geen mens ooit sou kon beplan nie. Dit het met Moses gebeur. Dit het al met my en jou gebeur. En dit kan nog weer met ons gebeur. Want die God van die brandende doornbos vra steeds vanmôre vir elkeen van ons. Wat het jy in jou hart? Amen. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Here, ons is mense, en jy ken ons so, ons bely dit eintlik maar net in hierdie gebed. Ons weet die roepels, maar ons het baie verskonings. En vir ons klink die verskonings partykeer nogal belangrik en goed en reg ook. En ons bely Here dat ons soms nie kan verstaan as hulle nie kan verstaan dat ons verskonings het.
vry weer vir elke een van ons klein en groot. Wat het jy doen? Wat het jy reeds, sodat jy in hierdie wêreld van God se liefde kan gaan vertel? Ons staan hier. Ons kyk ongemaklik na die simboliese kierie in ons hand. Ons kyk af. Ons besef. Dankie Here dat U ons hier sal optel. Ons hier sal vat. Ons hier sal vorentoe weer. Dankie dat U vanmôre vir ons sê, hoor 'n bietjie. Ek sal julle toerus. Hoor 'n bietjie, ek het al reeds vir julle gegee. Hoor 'n bietjie. Ek sal by jou wees. Dankie, Here. Amen. Terwyl ons bly staan van 543 saam sing en jy kan weer die plek in kom ons staan. Vrede vir ons en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by ons almal wees wat van ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet.